Aan die koning van die eeue. Halleluja, amen. Wat 'n voorreg, Vader, om te kan sing, net te kan eer bring in U naam. Ons gebed bly, Here, kom en word verheerlik. En deur dit wat nou hier gaan gebeur, ons eer U in Jesus se naam. Amen. Amen. Julle kan gerus julle sitplekke neem. Baie dankie. Goeiemôre die wêreld daar buite. Dit is lekker om saam julle weer te kuier. Baie dankie vir al die terugvoer en al die kommentare en al die dinge wat ons ontvang. Ek wil vir jou vra, ons gaan nou daaroor praat, maar as jy iets spesifiek wil weet of wil kommentaar of wil net, hoekom sê jy dit, waar kry jy dit, daai tipe ding, dan wil ek jou vra om regtig vir my persoonlik 'n WhatsApp of 'n e-pos of 'n ding te stuur. Al die kontakbesonderhede is daar op die skerms. So ja, dis lekker om te weet. Ons praat nie net met mense in Jeffreys Bay nie, ons praat met die wêreld. Dis amazing, julle. Ek sê gister, was dit vir Johan, daai een spesifieke diens wat ons gedoen het, toe ons die naweek nie diens gehad het nie, en ek het op die motorfiets gesit het daar ver weg. Nou weet ek nie of die motorfiets is, of ek weet nie. Maar daai ding het amper 28,000 views gehad op Facebook. Kan jy dit oorvertel? Waar is daai mense? Laat weet vir ons, waar is julle? Waar kom julle vandaan? Waar kruip julle weg? Ek hoop net jy is vanmôre nou eers in die kerk en dan kyk jy nou vanaand hierdie boodskap. Maar vrede vir jou, blessings. As jy die eerste keer ingeskakel is, ons is besig met 'n reeks rondom die bergpredikasie. Jesus sê alles wat ore het, kom. Maak nie saak nie, kom net. Maak nie saak van jou stand en jou geleerdheid en jou beroep en jou geslag en jou etnisiteit en dit maak nie saak, kom net. En dan sê hy, kom ons gaan doen dit op die berg. Daar waar jy nie skuldig voel oor, maar ek het nie 'n lang broek nie en ek het nie sulke hare nie en ek het nie, kom net. En ons het 'n paar baie lekker gesprekke gehad en vanoggend gaan ons aan met die bergpredikasie soos ons dit kry in Matteus 6 vanaf vers 25 en die opsomming daarvan is Jesus wat sê moenie bekommerd wees nie. Hoekom is jy bang? Hoekom is jy bang? Kom ons lees dit saam. Ek lees uit die 83 vertaling vanaf vers 25. Daarom sê ek vir julle, onthou nou dis Jesus is aan die woord. Hy leer die mense, hier sit hulle 'n skare mense en hy praat. Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, hulle maak nie 'n skure bymekaar nie, julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie, maar ek sê vir jou, sal Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle moet dus nie bekommer en vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Nee, dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Dis amazing. Dit klink of Jesus vandag hier staan en hy sê, regtig Suid-Afrika, regtig Jeffreys Bay, regtig Koos, het jy nou nog nie gehoor nie? Hier is die move bell. Kom ons, wat is dit nie? Ons het nou gister gebraai na die rugby en luister 'n bietjie, herhaal 'n bietjie daai gesprek wat jy gehad het. Die aardbewing in Myanmar. Dis verskriklik, julle. Dis verskriklik. Miljoene mense wat ontwrig is, wat dood is, wat deurmekaar is, wat ons bid die Here se vrede, sy herstel, sy uitkoms.
Maar daar gaan nie môre of oor 'n uur 'n aardbewing in Jeffreys Bay wees nie. Jy kan nie nou vir jou 'n fort bou en het julle gesien daai klein Jimny karretjie op een van daai videoklips. Hy begin regtig so hy dans so. Oh, moenie 'n Jimny koop nie. Hy is nie goed in aardbewings, jy hoor. Moenie dit doen. Ons is sommer ons trek vir ons 'n ding aan net so. Op, dan het ons hom. Nou kom ons praat 'n bietjie daaroor. Waarvoor of waarom is jy bang? Nie waarvoor nie, maar hoekom? Hoekom is jy bang? Hoekom is ek en jy vreesbevange oor die lewe? Oor goeters. En dit is so. Ons almal het, kom ons begin daar. Almal is bang en onseker, almal van ons. Ek kan onthou, en ek het al hierdie storie vir julle vertel, terwille van die wat julle nog nie gehoor het nie, en terwille van dit wat jy nog nie gehoor het nie. Ek was as 'n kind verskriklik bang geweest. Ek was so klein maar mannetjie. So 'n beteterde ouetjie, die jongste, 2 sissies. En ek was baie bang. Baie. Veral vir die donker. En veral vir die dood. En ek vertel graag hierdie storie, julle het dit al gehoor, maar ek vertel hom weer. Van my pa se kollega wat oorlede is en toe rou die tannie maar soos in diep. Jy weet, daai jare was dit nou op 'n ander manier. Hulle het swart klere aangetrek, sy het so grys kophare gehad en so jammerlappie doily ding so oor in swart. Maar lyk dit my net die week of die maand voor die oom dood is, het hulle matte in die huis ingesit. Van Dijk matte. 7 skuld van Dijk matte. Dit was mense wat verstaan het. Nou as jy onthou daai jare se matte, as jy so loop, dan maak hulle statiese elektrisiteit, onthou jy. En nou is ons daar, en die tannie is met haar swart gewaad, en sy het sulke slippertjies, en sykel so maar so, so, sy loop, daai rok. Maar nou sy gecharged, broer, met hierdie static van hierdie mat. As sy sit en sy beweeg so, dan maak sy so krrr, so. Nou is ek baie benoud oor die ding, want die oom is nou dood, en hier is nou elektrik binne in hierdie huis hier. Nou moet ek op 'n stadium met draai loop, so in die gang af. Onthou daai huise, daai jare, né? Die toilet sit so daar in die gang, as die deur oop is, jy so. Nou is ek daar af, en lig aan, en ek maak toe. En ek doen wat ek doen, nou het ek mooi klere aan, want onthou nou, ons moet nou gaan simpatiseer. Dit is nie sommer net van, how do you do nie. En ek het my moois aan. En toe ek by daai deur uitkom, en ek sit die lig af, toe die tannie op een of ander manier, besluit sy gaan net gou iets in die kamer haal. En sy kom hier die donkerte, met daai wit hare en gewaad van haar, daai lappie ding. En toe sy op daai mat trap, toe earth sy papa. Maar sy maak so 'n krrr, so hier langs my. En daar gaan ek. Hulle het blykbaar die volgende dag my skoene daar gaan haal. Ek het uit hulle uitgehardloop. Ons almal is bang. Ons almal is bang en onseker oor 'n klomp goeters. Mense sommer net. Ons is almal blootgestel aan nuus en stories. Ons hoor van aardbewings, ons hoor van verspoelings, ons hoor van droogtes, ons hoor van 'n ekonomiese ineenstorting, ons hoor van vervolging van Christene in die land, in die wêreld. Ek het nou die dag weer asseblief julle ken al my hart rondom hierdie sosiale media. Ek kry nou die dag 'n ding wat sê van daar's soveel mense van soveel land wat nou doodgemaak is vir hulle geloof. En dis hierdie persoonlikheid op hierdie radiostasie wat hierdie ding, dis betroubare bronne. Nou moet ons bid dat die rook draai. En so halfuur later toe kom maar weer een verby te sê, hoorie okay, nee, ekskuus, daai vrou is nou al vir 12 jaar nie meer by daai radiostasie nie. En daai het eintlik nooit gebeur nie. So ons hou so vir onsself besig met, of die vyand hou ons besig met goetertjies.
En ek wil nie eens die vyand eer gee daarvoor nie, maar ek en jy as kinders van die Here moet 'n gees van onderskeiding kry as ons die nuus lees, as ons die nuus hoor, as ons in die pad afry en ons sien die koerant opskrifte dat dit vir jou 'n gebedpunt, 'n trigger sal wees, eerder as om te paniek, eerder as om bang te wees. Want jy sien, ons hoor die nuus en die dinge en julle moet vir my help, asseblief. Ek kyk so van tyd tot tyd TV, en nou is daar hierdie manne wat so veg binne in daai hok, nê. Wat sy naam Wikus, Driekus, daai. Boeta, as iemand vir Driekus ken, vra vir hom, hy moet my kontak, I'm serious. Of as jy die antwoord weet, laat weet my, maar moet nou nie dink nie, jy moet weet. Wat beteken dit, as Driekus daar roei en stoei en almal bloei, en hulle vingers is gebreek en hulle, dit was wild wel, het julle al daai move gesien, liewe hemel, hulle breek. Dan staan hy maar net so groot smile. Hierdie was nou vir hom lekker, kwaai. Dan sê hy, hulle weet nie wat ons weet nie. Wat beteken dit? Wat weet hy wat hulle nie weet nie? Want ek is een van hulle wat nie weet nie. Nou lê ek in die nag wakker, Driekus, en ek worry oor wat jy weet wat ek nie weet nie. Want ek is nou, ons weet nie hulle weet nie, ons weet nie. Ons onder 18 cricketspannetjie, die meisiekinders, nee, hulle gaan speel die World Cup final daar, wat. Hulle het sopas, ek dink, vir Engeland gewen, en nou gaan hulle, jippie, en hier sit jong meisiekind, en sy sê, nou gaan ons teen Indië speel, onthou julle, ja, nou die dag. En sy sê op TV, ons gaan klavet gee, papa, want hulle weet nie wat ons weet nie. Toe verloor ons met 9 ponkies. Iemand weet iets wat ek nie weet nie. Help my met hierdie een. Dit bekommer ons dat iemand anderster goed sê of doen en ons weet nie. Iemand vra nou die dag, Koos, hoekom staan jy so? Hy vra, regtig, hoekom staan jy so? Is jou voete seer, wat's fout? Kom ek sê vir jou, onthou jy toe in graad 1 was, nee, en jy's 'n dwergie in die konsert. Toe het elkeen van ons so op die verhoog, so 'n kruisie gehad met insulation tape, onthou julle? Jy staan op die geel kruisie, dis joune, staan stil, jy moenie move nie. Want die blou kruisie, 7 dwergies, onthou julle, bloes en groenes en grysbaard en wat, elkeen het 'n kruisie, jy staan waar jy staan. Nou ons beperkte gereedskap met my vrou as die operator sê, Koos, jy move nie. Want as ek hier staan, is ek voor die skerm. As ek hier staan, fluit die speaker. As ek dit doen, kan jy nie daar sien nie. Eendag as ons 3 kameras het en 'n tegniese offisier om 'n produksie aan die gang te sit, dan gaan ek charismaties wees, dan gaan ek move, broer. Maar tot dan staan ek stil dat die kamera my kan sien. Is niks fout my nie. Ek is nie gebreklik nie, ek is nie gestremd nie, daar's 'n rede hoekom mense goed doen. Maar ek en jy worry. Kan jy dink dat ek is lief vir jou, dankie dat jy vra. Maar moenie worry oor dat ek so staan by die tafel nie, ek staan so. En jy sal sien ek probeer wegstaan, want hierdie tafel maak my hemp sulke frilletjies. Want my uniek fisiek moet nie te naby aan die tafel staan nie. Daar's 'n rede. Hoekom kam jy nou jou hare die kant toe? Wat het jy nou vanmôre besluit om daai hemp aan te trek? Wat? Ons bekommer ons 99% van die tyd op goed wat op niks uitloop nie. Ja. En dan gebeur dit nie. En dan gebeur dit heeltemal anderster. En wat ook al, 99% van jou energie en jou middele en jou tyd en jou alles gaan in 99% van goed wat nie gebeur nie. Jesus sê, wat worry jy van wat jy eet en wat jy aantrek? Ons moet reg eet, natuurlik. Hy sê nie jy kan eet wat jy wil nie. Maar nou drink ek nou, wat is daai goed se naam? Ousolien. Kos am ou so dik, onthou jy? So ek moet nou ousolien drink. Maar ek drink net een keer en so elke 3-4 etes drink ek ousolien, dat ek nie te vinnig gewig verloor nie, dat my niere nie oppak nie, want ons is bekommerd
oor die neeweffekte van ousolien, maar ons glo ook die advertensie wat sê dis baie goed vir jou. So julle drink jou pilletjie, drink jou ousolien, doen het, maar moenie dat dit jou lewe bepaal nie. Dit gaan op niks uitloop nie. Ek kan 'n geheim hou, broer, ek drink ousolien al vir 2 maande, julle het nog nie agtergekom nie, ek ook nie. Maar ek drink dit, dis reg, go for it. Maar moenie, wat is dit? Hoekom worry ons? Nie waaroor nie, maar hoekom? Dis die vraag. Kom ons hoor wat sê die woord, hoe om jou bekommernisse te hanteer. 1 Petrus 5. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Jesus sê, wie wat? As jy val op jou knieë. As jy paniek, val op jou knieë. Kom na my toe. Kom na my toe almal wat vermoeid is. Kom na my toe almal wat moeg is. Are you tired? Are you worn out on religion? Come and I will teach you the rhythm of grace. I will give you the peace that will surpass all understanding. Ons hoekom is omdat ons fokus, omdat ons outcome op die verkeerde plek sit. Ons dink ons kan die probleme oplos. Ons dink ons kan dingetjies doen en dan gaan dit net van self uitwerk. Nee. Ons het dit nou nog gesê. Daai ding van Peterson wat die message vertaling geskryf het, nee. Sy uitspraak wat sê, I will try to be as available as I can, to be honest as I can, to preach the word of God to the best of my ability, and not stand in the way of the Holy Spirit working in the lives of people. Moenie met jou planne God se plan deurmekaar maak nie. Chill broer, suster, daar wie jy is, dalk sit jy nou vanmôre met uitdagings en weer eens. Dis nie 'n kwessie van ontkenning en sit nou maar terug en laat God se water oor God se akker loop en nee. Want hoor wat sê Jakobus, hy sê as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Ons hou aan om vir mekaar te sê, as jy moeilikheid het, as jy 'n vraag het, vra die regte vraag vir die regte mens en vir die regte persoon en jy sal die antwoord kry. En hier sê Jakobus, vra die Here vir wysheid. En terwyl jy bid, 2:2, onthou julle, hy stuur die disippels uit, nooit alleen nie. Jy kry vir jou maatjie wat saam met jou geestelik verantwoordbaar is, jy sê, wil jy nie saam met my bid oor 'n saak nie, ek het moeilikheid. En ons bid en ek lê my sorge voor jou neer en ek lê my behoeftes voor jou neer en jy sê, wie wat, ek het nie noodwendig die antwoord nie, maar ek ken 'n ander ou, nê. O, jy wil daai ding doen, okay, ek ken iemand, kom ons gaan. En nou mekaar en God gee vir ons die wysheid om die regte in, maar ons trek terug in onsself. Ons kry stilstype en ons gaan sit in 'n fetusposisie iewers onder 'n koffietafel en kry baie jammer vir onsself terwyl ons worry oor goed wat nie in ons beheer is nie. Ons worry omdat of ons is bekommerd omdat ons dink ons het die antwoord. Dis Jesus wat sê nee. Die praktiese implikasie van bekommernis, jou oog is die venster vir jou siel, ons het daaroor gepraat 'n paar maande terug. Matteus 6, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê, maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan wees? Die sterkste middelwapen ding wat ook al. Juffrou onder toesig, moenie dit alleen doen nie. Vat vir ouma saam. Dan gaan julle vanaand en maak julle 'n donker kamertjie in die badkamer waar daar nie goed is wat kan brand nie, okay. Maak dit donker. Maar dit moet donker wees dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien. Dan trek jy een vuurhoutjie. Virts. Weg is die donker. Ja, is nog 'n bietjie skade wees, maar die donker is weg.
Jy sien as jou oog die negatiewe sien vanuit jou eie krag, gaan jou oog nie die inspraak van God sien van die ander kant af. Ons praat hier van 'n geestelike oog, en asseblief, dis nou nie jou derde oog en al daai nonsens, nee. God sê, ek sal jou geestelik verlig, ek sal jou geestelike oë en ore oopmaak. Het jy al in jou lewe dit agtergekom, jy vat die Bybel, nê, dan lees jy, en dan sê, haai, waar kom die versie vandaan? Wow, dit het nog nooit hier gestaan nie. Bel vir Koos, staan hierdie versie nog altyd daar? Ek weet nie, ek gaan kyk gou, lyk dit my so, ja. Want die Bybel sê, jy moet niks wegvat en jy moet niks byvoeg nie, so, ja, hy staan daar. Jy mag het hom nou vir die eerste keer gelees, ja, want God weet jy het hom nou nodig. Dit gebeur, julle. Hoeveel keer kry ons mense, liewe hemel, ek het familie, dik geleer in die teologie en wat, hy's 'n dokter, wat. Prys die Here vir geleerde mense. Hy roei en hy stoei en hiernatoe daarna toe, ons lê in die aand, hy kuier daar by ons. Ons lê in die aand, ons is al in die bed. Hier kom hy daar in die gang af. Koos, kan ek inkom? Ek sê, kom, wat nou? Hy het 'n Bybel in die hand. Hy sê, check hier die move, Romeine 8. Ek sê, ja, wat nou, praat, ek slaap al, wat staan in Romeine 8? Hy sê, daar's geen meer veroordeling wat vir hom wat in Christus Jesus is. Ek sê vir hom, yes, ou, jy het 7 jaar teologie geswat en nog 7 jaar van 'n doktorsgraad en nou lees jy daai versie vanaand. Waarmee sukkel jy? Nee, maar ek sukkel met teologie. Ek sê, maar prys die Here. Daar jy dit nou. Daar's vir jou geen veroordeling, gaan aan met jou lewe. Die uitkoms lê nie by jou nie, die uitkoms lê by die Here. Die vergifnis het jou vrygemaak. God het jou 'n nuwe paadjie gegee. Jy het 'n Jabok oomblik, plek van oorgee, nuwe begin, oorwinning. Go for it. En jy sien, as ons oë oopmaak, as God ons oë oopmaak, gaan ons die lig sien. Gaan ons die waarheid sien om goddelike ingesteldheid te kan leef. Hebreërs 12. Goddelike ingesteldheid, beywer julle vir vrede met alle mense as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Ek het dit nou gesê, dis waarvoor ek bang is. Dis my vrees in die lewe, is om buite God se teenwoordigheid te begin opereer, om buite God se wil en se woord te begin leef en te doen wat ek doen. Daar sê hy, beywer julle vir vrede, sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie, sorg dat daar nie verbittering kom nie, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Bly by die Here. Goddelike ingesteldheid. Want jy sien Jakobus 3, ons het nou Jakobus 1 gelees, ek lees hom weer vir jou. As een vir julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid. Okay? En dan gaan hy aan in Jakobus 3, hy sê, hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Vrede te maak met wat? Vrede te maak met die feit dat jy nie in charge is van jou eie lewe nie. Want as ek sterf aan myself, maak dit nie saak nie. En dit beteken nie trap waar jy wil en loop waar jy wil, nee. Dit beteken net, moenie oor onbenullighede aan die gang raak nie. Kom ons kry vrede, kom ons kry rigting, kom ons kry dit wat ons doen onder beheer van God se geesleiding. Jesus sê, kyk na die voeltjies van die veld, kraaie het nie kommerplooie nie. Hulle het nie huis nie, hulle het nie klere nie. Natuurlik moet ons klere aantrek. Maar jou klere bepaal nie jou identiteit nie. Jou adres bepaal nie jou identiteit nie. Jou bankbalans, dit wat jy eet en watse restaurant besoek jy en besit jy en daai goed is van geen waarde nie. Want dit bring bekommernis die oomblik as jy dit op jouself laai. Want onthou nou, geld is nie die kwaad van of die wortel van kwaad nie. Die liefde vir geld, die liefde vir jou klere, die liefde vir jou adres, die liefde vir jou identiteit in jouself
bring verwarring en dit maak jou bekommer. Don't worry, be happy. Moenie jouself opsaal met een ding na die ander oor, oh my. En die beloning van dit, ons ken dit, Filippense 4. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hy hou vas jou hart. Psalm 121. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hierdie ou is benoud. Bang vir die berge, bang vir die maan, bang vir alles. Vers 6. Maar jou lewe sal ek bewaar, sê die Here. Hou vas jou hart. Jou gedagtes, dit wat ons nou praat, dit waarvoor jy bang is, dit waarvoor jy onseker is. God sê, ek gee vir jou my gees van vrede, dat jy jou gedagtes rig op die woord, op my wil, op my beloftes, op my teenwoordigheid, op my outcome. Moenie vir jouself besig hou met ek nie. Kom ons gaan na God toe. Mag dit vir jou waar word. Mag dit vir jou waar word, mag jy jou bekommernisse aflê en moenie in ontkenning gaan nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Jesus sê nie, maak asof niks bestaan. Ag, daai goed bestaan nie man, moenie jy hoor nie. Nee, die wêreld bestaan, die feite bestaan. Die feite bestaan, daar is oorlog in die wêreld, oral. Daar is hongersnood, oral. Daar is aardbewings, oral. Daar is, name it. God weet van dit. Hy sê, daar's nie haar op jou kop uitval, sonder dat ek weet daarvan nie. Ek weet, maar ek sal vir jou sorg. Jy hoef nie te bekommer nie. Jesus het die prys betaal. Dis hoekom ons begin het met die oorwinningslied vanmôre. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Party van ons gaan dit beleef en ons beplan dit en ons beplan dat maar ons dien 'n God van wonders. Ons dien 'n God van wonders. Julle, hoe meer en meer jy jou lewe vir die Here gee, hoe meer en meer jy oorgee, hoe meer en meer jy aan jouself sterf, hoe meer beleef jy God se wonderwerking deur sy gees en deur mense rondom jou. Hoeveel getuienisse sit hier van sommer net iets wat hierdie week gebeur het. Ek kan dit oorvertel, hierdie ou kom verby en hy gee vir my. Ja, amazing. Ander ou sommer van daar af, toe ek weer sien Tikkeloks R2.50 gaan koop vir jou melk. Regtig. Kom ons fokus op God van wonders. Op die God van uitkoms wat klaar die prys vir ons betaal het. Ons groet julle aanlyn, dankie vir julle gebede, dankie vir julle betrokkenheid, julle saamkyk, julle finansiële bydraes. Julle maak dit vir ons moontlik om te doen wat ons doen. Ons waardeer vir julle, bid vir ons asseblief baie. En laat weet vir ons, waar sit jy? Daar waar jy vanmôre of vandag of wanneer ook al jy nou hierdie uitsending kyk. Laat weet vir my, waar is jy? Ek sal, en dit gaan nie oor wat of wat nie, dit gaan net oor die interessantheid daarvan, van waar gaan hierdie woord oral heen? Vrede vir jou, blessings. Ons luister na die liedjie wat sê God van wonders. Die link is op die Facebookblad. Dankie, vrede vir jou.